Psalm 23 vers 4 en 5. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas en ek word oorlaai met hartlikheid. Ons is in die 5de deel van ons Bybelstudie rondom Psalm 23 en vanaand is ons in vers 5. Maar as julle kan terugdink aan ons derde sessie, toe het ons gepraat oor vers 3, wat die kern is van alles waaroor dit eintlik gaan. Dat God alles doen in ons lewens tot eer van sy naam. Die voorafgedeeltes wat gaan het oor die feit dat hy vir ons rus gee en dat hy vir ons leiding gee en dat hy ons beskerm, kulmineer na daardie middelpunt toe in vers 3 en ook wat daarna volg, dat hy met ons is deur moeilike en donker tye in ons lewens, maar dat alles gaan oor die eer van sy naam. Dat dit nie op ons van toepassing is of op ons rus dat ons sy liefde en sy genade moet verdien nie, maar dat hy dit vir ons gee deur dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En dit is die konsep wat so vreemd is vir die mense van die wêreld, is dat hulle sukkel baie keer om te verstaan hoe ons deur die loop van die lewe kan aanhou deur moeilike omstandighede en dalk deur tye wanneer dit met ons goed gaan, dat daar altyd 'n blydskap in ons is en dat hierdie blydskap kom nie uit onsself uit nie, maar dit is iets wat van God afkom en ons eer hom vir alles wat hy vir ons doen. En dan kom die Here vanaand en hy gaan verder in vers 5 en hy sê dat hy vir ons 'n feesmaal voortsit en dat hy ons salf met olie en dat hy in ons bekers gooi en dat ons bekers oorloop. Nou, die hele idee daarvan is, dink bietjie aan Kersfees in jou huis. Dat wanneer jy Kersfees vier, daar's maande se beplanning wat in hierdie ingaan, want dit is nie net 'n tyd wat sommer by ons verbygaan nie. En daar is 'n feesmaal wat betrokke is. Daar is gammon en daar is skaapbout en daar is hoenderboutjies en daar is slaaie en daar is kaas en al daardie goed. So dis 'n feestelike geleentheid wat ons vier. Ons vier dit met 'n spesifieke doel. Ons vier dit ook omdat ons dankbaar is om saam te wees en dit is werklik ware geleentheid om dit tot die beste van ons vermoë te kan geniet, want dit is ook wat God vir ons gee. En selfs in die dae van Dawid in daardie Joodse tyd was dit ook so dat 'n feesmaal is nie 'n ding wat net 'n uur of 2 geduur het nie. Dit is 'n feesmaal is iets wat 'n lang tyd geduur het. En wat die Here vir ons wil sê is dat hy is met ons in tye wanneer dit met ons moeilik gaan, in daardie sielsdonker oomblikke wat ons baie keer ervaar. En dan is daar hierdie belofte, dat wanneer ons deur daardie tyd gaan, dat hy vir ons hierdie feesmaal gee. Dat wanneer ons deur daardie tyd van rou en hartseer en verlies moet beweeg, dat God vir ons 'n feesmaal wil gee. En dit is nie maar net 'n broodjie nie, dit is regtig waar om uit sy wese vir jou iets te gee, 'n feesmaal voor te berei vir die tyd waardeur jy beweeg. En dan wanneer ons hierdie Psalm lees, dan lees ons dat God doen dit nie een kant in 'n kamertjie nie, hy doen dit nie afgesonder nie, hy doen dit, Dawid sê hy doen dit in die teenwoordigheid van sy vyande. Met ander woorde, hierdie vyande wat gekom het, hierdie tye van swaar kry wat in jou lewe gekom het, te midde daarvan is God die een wat vir jou 'n feesmaal voorberei, wat vir jou wil wys in die teenwoordigheid van jou vyande, dat hy jou God is, dat hy vir jou lief is, dat hy vir jou omgee. Dit is 'n onbekende beeld aan ons, wanneer ons dink daaraan, dat God vir ons 'n feesmaal voorberei. Hy, vir jou spesifiek, wil hy iets gee wat besonder is. En dan gaan Dawid verder en hy sê, en die Here salf hom met olie. Nou wanneer in die Joodse tyd, in Dawid se tyd, wanneer iemand uit 'n tydperk van rou afkom, wanneer daar
wanneer hulle as oor hulle self gestrooi het en want hulle klere is geskeur want hulle rou oor die dood van iemand, dan baie keer het hulle olie gevat en hulle het hulle self gesalf om hulle aan te moedig om aan te gaan. En hier kry ons hierdie beeld van dat wanneer ons deur daardie tyd gaan, dat God ons salf. Want wanneer iemand anders jou salf, dan is jy die eregas. En God kom sê vir jou dat jy is my eregas, omdat jy jou geloof stel in Jesus Christus, is jy deel van die koninkryk van God, is jy deel van sy familie. En wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan, dan berei hy vir ons 'n feesmaal voor. Hy salf ons met olie. Hy gooi in ons beker meer as wat ons kan hanteer, want dit is hoe groot sy liefde en sy genade vir elkeen van ons is. En hierdie gedeelte, wanneer ons hierdie deel lees, is dit baie konfronterend. Want ons dink baie keer dat God ons net verdra. Daar's soveel goed in ons lewe wat nie is volgens sy wil nie, dat hy net 'n bietjie lief is vir ons, dat hy eendag vir ons sal omgee. Maar wat hierdie gedeelte kom sê is dat God gee vir jou, omdat jy sy kind is, ten spyte van waar jy is en die plek waar jy is in jou lewe op hierdie stadium, gee hy vir jou 'n feesmaal in die teenwoordigheid van jou vyande. Hy salf jou met olie, want jy is sy geliefde. Jy behoort aan hom. Jy is sy kind. Jy is deel van sy familie. Hy gooi in jou beker totdat dit oorloop. Dit is hoe groot God se liefde vir elkeen van ons is. Hy is dankbaar dat jy leef vandag. Hy is dankbaar dat jy sy kind is. Hy is dankbaar en uit daai dankbaarheid kom al die oorvloed wat God vir ons gee. Dat daar ook 'n tyd sal kom van vreugde na hierdie moeilike omstandighede waarin ons beweeg. Hy lei ons, hy beskerm ons, hy vertroos ons, hy beskerm ons deur sy staf, hy lei ons deur sy stok en al daardie tipe van goeders wat God vir ons doen, en hy doen dit omdat hy vir jou lief is. En ons het 'n parallel getrek in die eerste paar verse van Psalm 23 na Johannes hoofstuk 10, waar Jesus sê dat hy is die goeie herder. Die parallel wat ons in hierdie voorbeeld kan trek, net om vir julle 'n illustrasie te gee van hoe God voel oor jou, is in Lukas hoofstuk 15. Die gelykenis van die verlore seun. Hy het sy pa versaak, hy het sy geld gevat, hy het dit gemors op vroue en vriende wat nie eintlik vriende was nie, op partytjies, en toe kom hy tot die besef dat as hy maar net 'n slaaf kan wees in sy pa se huis, dan sal dit met hom baie beter gaan. En dan sien ons die pa in hierdie prentjie. En ons sien iets van Psalm 23 in hierdie prentjie, dat die seun het teruggegaan en hy het gedink, maar as ek maar net 'n slaaf is, ek sal vir my pa werk, dan sal my pa vir my gee, dan het ek ten minste kos om te eet, 'n plek om te slaap, klere om te dra. Maar die pa sien sy seun aankom, en dit is die laaste ding. Hy sê vir hom, dit gaan nie so werk nie, jy is my seun, jy behoort aan my, ek het jou lief, ek sal jou beskerm. En dan hardloop die pa na hom toe, gooi sy arms om hom, trek vir hom die mooiste kleed aan, vat die vetste kalf en slag dit en hou 'n groot partytjie, en die oudste seun hoor dit. En hy vra, wat gaan aan? En daar word vir hom gesê dat jou jongste broer het teruggekom en jou pa vier fees. En die beeld wat ons kry is dat wanneer ons wegdwaal van God af, wanneer ons doen partykeer goed wat nie reg is nie, en wanneer ons verhouding met God dalk beskadig is, en selfs 'n ongelowige, wanneer hulle tot inkeer kom, wanneer ons omdraai en terugkom, dan is hierdie die prentjie wat God vir ons gee as ons Vader. Hy berei 'n feesmaal voor. Hy salf ons met olie, hy trek vir ons die mooiste klere aan, hy gooi sy arms om jou en hy sê vir jou, ek het jou lief. So lief dat ek my enigste seun vir jou gegee het. So hier is die vraag. Kan jy sien dat God so iets in jou lewe kan doen? Kan jy sien
hoe God vir jou so feesmaal voorberei, dat hy jou salf, dat hy in jou beker ingooi, totdat dit oorloop? Of is jy dalk nog op 'n plek, waar jy dink, dat God nooit so oor jou kan voel nie? Dat hy nooit so iets vir jou sal doen nie? Dat jy uit jou eie optrede, God se liefde moet wen? Dat jy moeg raak om die hele tyd goed te doen, terwyl ons hier sien, dat God gee dit vir ons uit sy liefde, en uit sy genade. En ek bid dat jy, wanneer jy deur hierdie studie gaan, dat jy sal besef, hoe lief God jou het. Dat te midde van ons omstandighede, dat hy vir jou 'n feesmaal voorberei, dat hy vir jou iets goeds het, deur die tyd, waardeur jy beweeg. En mag jy die liefde van God ervaar, nie deur dit wat ons doen nie, maar deur dit, wat Jesus Christus gedoen het. Geseënde aand vir julle.